sy. Nou het ek kom. André Dievenage, Piet Kroukamp wat skryf slagofferspeel sal Afrikaners se ondergang wees. En dan skryf hy na aanleiding van die hele bohaai die afgelope maand rondom president Donald Trump se uitsprake en dan nou wat uitgeloop het op die terugstuur eintlik die wegjaag van Suid-Afrika se ambassadeur Ebrahim Rasool daar uit Amerika uit. AfriForum se besoek aan Washington DC en hy skryf dat die Afrikaners speel slagoffer en dat dit hom sleg op die lyf sal loop met die benadering. Maar nou is die vraag, André, wat ek vanoggend aan jou wil stel, vanuit jou kyk daarna, is die Afrikaner besig om slagoffer te speel? Wel, Isak, ek dink as ons dit wil antwoord, moet ons 'n bietjie terugkyk na die geskiedenis van die Afrikaner. En die geskiedenis van die Afrikaner dui vir my presies op die teenoorgestelde van slagofferspeel. Dis veel eerder 'n groepering van mense wat in terme van, kom ons noem dit 'n kalvinistiese etiek, die besluit gemaak het, maar ons wil 'n sukses maak en daai lyn kan jy gaan haal in die Kaap, jy kan hom deurtrek in die totstandkoming van die boererepublieke, jy kan dit kry na afloop van die Anglo-Boereoorlog en dwars deur die geskiedenis. En ek dink op die oomblik moet ons hier 'n paar sake uitmekaar uithaal. Wat AfriForum en Solidariteit gaan doen het, was nie om 'n slagoffermentaliteit te gaan openbaar nie, maar dit was eerder om 'n bepaalde saak te gaan stel oor die Afrikaner en oor ander se belange en hoe dit verkeerd deur die ANC hanteer word. Maar belangriker is, voordat hulle oor see gegaan het hulle pertinent by verskeie geleenthede die versoek gerig om met Ramaphosa en die regering hieroor in gesprek te tree. En daar is gewoon 'n koue skouer gegee. Uiteindelik het hulle uitbeweeg en het hulle die standpunt gaan stel en is die standpunt met groot reklame ontvang en was die terugspeel hiervan na Suid-Afrika se kant toe baie sleg vir die ANC. Dit was ook sleg in die sin dat Ebrahim Rasool gesukkel het om gesprekke met Rubio en die Trump-administrasie te kon aanknoop. So in kort, ek lees dit glad nie as 'n slagoffermentaliteit nie. Maar nou wil ek net vinnig twee dinge sê. Ons lewe in 'n samelewing wat erg diskriminerend is en wat ook institusioneel diskriminerend is. En dit raak die Afrikaner en die Afrikaner se belang baie direk. Tweedens is die proses wat ons by die Afrikaners sien allermins uniek aan die Afrikaner. Dis deel van 'n opkoms van meer konservatiewe regse politiek oor die wêreld heen. En jy kan hom gaan haal by Rusland, jy kan hom gaan kry in die Balkanstate, deur Wes-Europa, in die Verenigde State van Amerika en so meer. En dit is 'n tyd van baie fundamentele verandering waar mense verskil in terme van waardes, norme en lewens- en wêreldbeskouing. En in hierdie opsig verskil ek van professor Piet. André, ek wil vir jou vra, want dit lyk vir my deesdae asof daar 'n neiging is om as jy wit en Afrikaans is, dan word jy eintlik outomaties gediskwalifiseer om 'n positiewe rol in die huidige Suid-Afrika te kan speel. Nie almal nie, maar dit lyk soms as jy kyk na ontledings en gesprekke waarin jy betrokke raak, dis asof daar onmiddellike negativiteit is oor mense wat dan nou as Afrikaners sou identifiseer. Nou mens wil die Afrikaner nie verontskuldig nie, want ek is seker daar's 'n klomp goed wat jy teen hulle kan hou as jy dan nou regtig wil. Maar is dit jou belewenis dat Afrikaners in die breë
weerbarstigheid het en glad nie 'n rol wil speel in die eenheid van die huidige Suid-Afrika nie? Isak, ek dink dit is belangrik om te sê, en jy's reg, dat enige volk het foute gemaak. So ook die Britte en die Franse, en ons kan deur die wêreld gaan en hulle elkeen by die naam noem met inbegrip van die Russe. So ek reken nie die Afrikaners is enigsins 'n uitsondering op die reël nie. Maar ek is bereid om te sê vir 80% van die kere, miskien selfs meer as dit, het die Afrikaner 'n baanrekord gelaat in Suid-Afrika. En ons kan dit gaan raak lees op soveel plekke en op soveel terreine. Onthou net een historiese perspektief. Die Afrikaner het met 'n klomp Ossewaans ingery, hulle het 'n stuk of 16 boererepublieke geveg, die bekendstes tot stand gebring, en dan het hulle die twee groot boererepublieke, die ZAR en die Vrystaat, binne 50 jaar daarna vir 3 jaar teen die magtigste land in die wêreld oorlog gemaak, naamlik Brittanje, wat ons natuurlik baie sleg te staan gekom het. Uit dit uit het die Afrikaner opgestaan, hulle die Eskoms tot stand gebring, hulle die Sassels tot stand gebring, hulle Spoornet en Transnet, en hulle basies 'n staat gevestig hier wat funksioneel en ontwikkelingsgerig was. Nou, die Afrikaner, en jy's heeltemal reg, en dit hang saam met die apartheidsgeskiedenis, die moment as daar 'n saak vir die Afrikaner uitgemaak word, dan word dit onmiddellik met weerstand en teenstand begroet. En dit sien ons nou baie sterk met die hele Afrisol proses wat hier uitspeel. Maar wat vir my ironies is, as ek kyk wie lewer samelewingsdiens, as ek net in Potchefstroom kyk en ek kyk om my, dan sien ek 'n AfriForum bakkiery en maak potholes reg in Potchefstroom in daai sin. En Solidariteit en AfriForum het talle dienste wat hulle lewer in terme van veiligheid, in terme van dienslewering, en dit is nie alles net beperk tot die Afrikaner nie. Daarenteen sit ons met meer as 140 wette wat institusioneel teen die Afrikaner en teen ander blankes diskrimineer, vergelykbaar met die tyd van apartheid. Nou as jy waag om daarteen iets te sê en dit net deel te maak van die debat, word dit gewoon van die tafel gevee. En ek dink dit is uiters belangrik dat hierdie dimensie deel van die groter debat en gesprek in Suid-Afrika word. Hierdie is nie net 'n regse politieke agenda nie. Hierdie is werklike vraagstukke en probleme waarmee 'n groepering te kampe het en waarmee ander groeperinge ook te kampe het. Laaste punt hier, Isak, ek luister pas na Ronald Lamola, 'n uittreksel wat hy speel, waar hy pertinent sê, gee julle grond terug, gee julle minerale terug, en as julle nie bereid is om dit te gee nie, dan sê hy, die Koos van der Merwe en die van Tonners en die mense, as julle nie bereid is om dit terug te gee nie, moenie van ons verwag om julle veiligheid te verseker nie. Isak, dit is 'n oorlogsverklaring teen 'n groep. En wat my aanbetref, dink ek die standpunt wat Solidariteit en AfriForum ingeneem het, is 'n standpunt wat nie net in belang van die Afrikaner is nie, maar ook in belang van die groter Suid-Afrika. Jy het nou regs genoem, en ek wil nou juist vir jou vra, hierdie ding waar iemand sommer onmiddellik as regs geetiketeer word, die oomblik as hy 'n sekere belang dien. Dis vir my 'n bietjie kommerwekkend, want ek veronderstel tog uit dit wat ek kan onthou toe ek nou nog by jou staatsleer gehad het, ek veronderstel daar's 'n verskil tussen konservatief en regs. En dat ons in elk geval in 'n wêreld leef waar jy nie meer so binêr kan onderskei tussen liberaal
en regs nie. Ek dink ons leef in 'n nuwe politieke tyd, of het ek dit mis? Isak, jy het heeltemal reg. En miskien wil ek weer hier 'n paar historiese perspektiewe gee en miskien moet ek begin by die teorie en ek vermoed ek het dit vir julle ook in staatsleer 1 destyds geleer. Politiek definieer 'n sentrum. En die sentrum is min of meer die status quo. En dan kry jy links van die sentrum groeperinge wat progressief wil verander in terme van groter gelykheid. Tot jy by 'n punt kom waar jy groepe kry wat radikaal die orde tot nul wil maak. Dan kry jy net regs van sentrum, kry jy jou konservatiewe groep. Wat eintlik sê, ons is tevrede met die status quo, ons wil net kleiner veranderings hê. Dan kom jy by jou reaksionêre politiek. En dit is mense wat sê, ons is ontevrede met die status quo en ons wil dit teruggee of teruggeneem na 'n orde toe wat histories bestaan het. Soos byvoorbeeld die Boererepublieke of wat ook al die geval is. Nou as jy AfriForum solidariteit moet plaas op daardie spektrum, dan sou hulle bloot sentrum streep konservatief wees. Hulle sou ongetwyfeld nie reaksionêr wees nie. Ek was verbaas oor die gematigdheid van die standpunt wat Solidariteit en AfriForum ingeneem het voordat hulle oorsee is Washington toe. Maar dan Isak, hulle kom by die punt wat jy maak en dis 'n geweldige belangrike punt. In tye van fundamentele verandering skuwe die sentrum. En wat ons die laaste 10 of meer jaar in groot dele van die wêreld sien, is 'n baie sterk reaksie op die radikale politiek wat 'n nuwe-marxistiese, radikaal feministiese woke inslag het. En in Wes-Europa, oor die Wes-Europese omgewing heen, die VSA kan jy daarby insluit, is daar 'n geweldige reaksie teen hierdie meer links radikale tipe politiek en het die sentrum regs geskuif. En wat ons duidelik sien, is die verkiesingsuitslae wat nou onlangs weer was in Duitsland. Ek vermoed dieselfde gaan voor Oktober in Kanada gebeur. Ons sien dit met Trump in die VSA, ons het dit in Nederland gesien, ons het dit in Spanje gesien, ons het dit in Skandinawië gesien, Oostenryk. Dit het soos 'n veldbrand oor die wêreld heen versprei. En daardie tendens hou verband met 'n reaksie wat ons sien op 'n veranderende omgewing en mense wat onseker is. Op die oomblik, soos ons hier praat, is daar 'n konflik aan die gang in die Balkanstate by Bosnië-Herzegovina, waar die Serbies georiënteerde groep wil uitbreek uit daardie federasie. Al hierdie prosesse hang saam. Dit, Isak, is die nuwe realiteit. En ek is bevrees dat die ANC as regering baie groot aanpassings sal moet maak om daardie nuwe realiteit ook te hanteer en te akkommodeer. Nie net internasionaal in terme van Trump nie, maar ook in terme van Suid-Afrikaanse realiteite. André, hoekom kom ek sê dit eerder so, ek kry die gevoel dat daar soms 'n ampere kollektiewe teenstand is wanneer iemand homself as konservatief posisioneer en dat daar dan onmiddellik amper so kollektiewe, jy's regs, jy hoort nie hier nie. Jy sien dit in die media, jy sien dit by ontleeders. Dis my belewenis daarvan. Hoe beskou jy dit? Jy is ongetwyfeld reg en dit lê ook baie sterk in die media wêreld. En Piet het verwys onder meer na hoe die media deur regse groepe gekaap word. En hy het name gebruik soos Pretoria FM, daar's voorbeelde gebruik van Marula Media. Ek weet hy klassifiseer Nuuspot ook binne daardie kategorie, maar interessant dat hy ook verwys na Kyknet, na RSG en so meer. Wat natuurlik interessant is dat daar in die media
ook fundamentele verskille is wat op 'n waarde en normatiewe grondslag die verskille lê. En ons sien dit ook baie sterk uitspeel as jy nou gaan kyk wat het in die debat gebeur in die opbou tot die Amerikaanse presidentsverkiesing verlede jaar. Kon jy duidelik die ideologiese verskille lees tussen byvoorbeeld die Fox groep aan die een kant en aan die ander kant van jou groot groepe soos CNN en so meer. Maar Isak, wat die Suid-Afrikaanse konteks betref, is daar duidelik 'n stigma wat gehang word. As jy nou iemand 'n etiket om die nek wil hang en hom wil verdoem, dan moet jy nou sê hy is konservatief en regs. En dit is omtrent 'n doodsvonnis. Nou persoonlik dink ek min kan verder van die waarheid af wees. Ek dink dit is belangrik dat daar debatte is van beide die linkerkant en die regterkant van die sentrum en uiteraard van die sentrum ook. Dit is normale politiek, maar om dit te stigmatiseer op die vlak wat dit deur sekere analiste en kommentators gedoen word, is vir my gewoon net nie aanvaarbaar nie. En as hulle vir my moet sê ek is konservatief, ek is regs, dan sê ek so be it. Ek is bereid om my standpunt te stel en my standpunt te verdedig. Is jy bereid en kan jy jou standpunte dienooreenkomstig verdedig? En ek dink dis 'n debat wat ons moet voer, dis nie 'n geveg nie. Dis professor André Dievenage van Noordwes Universiteit wat so gesels. Baie dankie vir jou tyd, André, ons praat weer vorentoe. Baie dankie, Isak.